vrees vir die dood is 'n algemene ding, omdat dit, soos Pieter nou sê, onnatuurlik is, maar ons vind ook die troost daarin dat die dood sy angel verloor het, dat Christus die dood oorwin het. En daarmee sê ons nie dat ons liggame gaan nie sterf nie, maar die ewige dood, die godsverlatenheid wat ons ervaar, sou ervaar met die dood is verwyder deur Jesus Christus vir ons. Hallo en welkom by Om die Woord. Jy is hier vandag saam met my, Roy Aslett, en my geliefde broers in Christus, Skalk Buys, en ons het vir Pieter Duisel en sy bloedbroer, nie net sy Christelike broer nie, Frikkie Duisel. Ons gaan vandag vraag en antwoord 57 bespreek. Net voordat ons begin met die vraag oor en die vraag lees, moet ons onsself ook eintlik net die vraag afvra, jy weet, wat dink ons van byvoorbeeld die dood? Jy weet, wat gebeur daarna en daai klas van goeters. So met dit in gedagte hou, kom ons lees gou-gou die katekismes. Watter troos gee die opstanding van die vlees aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar dat ook my vlees deur die krag van Christus opgewek word, weer met my siel verenig word en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal kan word. Nou, hoor ons van hierdie wonderlike dinge wat gebeur, nee, maar ons word ook, soos ek gesê het in die begin, dadelik gekonfronteer met die vraag van die dood. Nou, wat sal julle manne dink gebeur direk na die dood? Wat dink julle sal die algemene mens dink wat gebeur na die dood? Ja, Roy, ek dink dis twee verskillende vrae, nee? Ek dink die algemene gelowige dink seker hulle gaan hemel toe, maar ek dink nie hulle dink baie verder as dit noodwendig nie. Die algemene ongelowige dink ek sou dink daar's net 'n onbewustelikheid na die dood, ophou van bestaan. Maar tog, ek dink as ons kyk na al die wonderlike goed wat jy nou gelees het, dan sien ons wat dit beteken om hemel toe te gaan. Jou siel gaan dadelik na die Here toe. En ons siel word nog meer tot hierdie. En ek dink dis waar die gesprek vandag gaan. Ons wil ook liggaamlik opstaan en in die nuwe hemel en die nuwe aarde saam met die Here wees. So dit is, ek dink, sonder om nou te verder bespreek, dit is kortliks half die wye manier hoe mens daaraan kan dink. Ja, as ek mag het uitwys hoe ons uit die skrif uit sien, of aflei eerder, dat die siel gaan direk na God toe, maar die liggaam sal nie later op, is in die feit dat Christus en die misdadiger langs hom gesê het, vandag nog gaan hy saam met my in die paradys wees. Maar dan lees ons ook van die nuwe hemel en die nuwe aarde openbaring. Ons lees ook dat soos Christus opgestaan het, so sal ons ook opstaan, uit Thessalonicense byvoorbeeld. Dus daardie afleidings, daardie skrifgedeeltes gee vir ons die afleiding dat die siel gaan direk na God toe, die liggaam kom later met die nuwe hemel en aarde. Christus wederkom, ja. Ja. Ja, nee. Nou, 'n ding ook, wat ek oor self gewonder het, veral toe ek jonger was, jy weet, is nie gewonder het nie, maar eintlik meer geworstel het, is 'n bang vir die dood. Nou, my vraag aan julle is, broers, is hoe sal ons so iets aanpak? Hoe sal ons iemand troos wat na jou toe kom en sê, jy weet, ek is bang vir die dood, en selfs iemand wat vandag sit en luister en in hulle diepste, jy weet, worstel met hierdie vraag, want selfs gelowiges, dink ek, kan sukkel met hierdie ding van hierdie onbekende tree na die ewigheid toe saam met Christus. Wel, daar is seker die wind, meneer nie.
Wel, die wind was baie erg hierso. Ek's op die tweede vloer. Maar ja, bang wees vir die dood. Is dit in ag neem dat die dood is die gevolg van die sonde. Die dood is iets wat ingetree het, iets wat nie oorspronklik daar was nie. Dus is die dood tot 'n sekere mate onnatuurlik. Onnatuurlik is dalk nie die beste manier om dit te stel nie, maar dit is as gevolg van 'n vloek. Dit is nie soos wat dit oorspronklik moes wees nie. Dis is dit natuurlik vir mense om 'n bietjie bang te wees vir die dood. Jy weet nie wat volgende gaan gebeur nie, want dit is, jy voel aan dat hierdie is 'n slegte ding. Hierdie is iets wat nie moes wees nie. Maar tog, dit is om hulle te troos dat die manier hoe hulle voel is nie ongefundeerd nie, maar dan moet mens weet, in midde van hierdie vrees, word daar 'n belofte vir jou gegee, dat 'n heerlikheid wag op jou. Dit is 'n oortree na beter staat toe. So ja, jy kan bang wees, maar terwyl jy bang wees, kyk na hierdie troos, wat jy nie meer bang is nie. Ja. Ek dink om by Pieter by te voeg, ek dink die vrees vir die dood is baie algemeen. Ek dink die enigste ding wat mense meer vrees is om voor mense te praat. As ek nou statistiek onthou van so 'n paar jaar terug. Maar vrees vir die dood is 'n algemene ding, omdat dit, soos Pieter nou sê, onnatuurlik is, maar ons vind ook die troos daarin dat die dood sy angel verloor het, dat Christus die dood oorwin het. En daarmee sê ons nie dat ons liggame gaan nie sterf nie, maar die ewige dood, die godsverlatenheid wat ons sou ervaar met die dood is verwyder deur Jesus Christus vir ons. So daardie deel van die dood is daar reeds vir ons oorwin. En ons liggame, al is ons liggame nog gaan dit nog sterf, gaan dit nog grond te word, gaan ons met die wederkoms van Christus ons siele en ons liggaam gaan verenig, daar waar ons siel by die Here is en ons liggaam in die grond is, gaan dit weer verenig en ons gaan 'n verheerlikte liggaam weer ontvang. Net om die siel en die liggaam ook by mekaar te sit, oor die fisiese dood is nog daar, die laaste deel van ons om deur die vloek van die sonde te gaan, en dan sal ons die verheerlikte liggaam. Ja, ek dink soos my broer en Skalk nou mooi uitgelig het, die dood is 'n gevolg van die sonde en daarom is dit verkeerd en sleg en daarom is mens bang daarvoor en voel mens sleg daaroor. Maar ek dink 'n deel daarvan is ook, party mense is bang vir die manier hoe hulle gaan doodgaan. Ek weet toe ek 'n kind was, toe was ek bang om dood te brand of bang om te verdrink of bang om jy weet, begrawe te word en nie asem te kry nie, iets soos dit, jy weet, dit kom sulke vrese en dis aaklig natuurlik. Mens kan daarvoor bang wees. Die mense is ook van nature bang in 'n sin vir die onbekende, dit wat jy nie van weet nie. Nou as Christene het ons die troos dat dit nie vir ons onbekend is wat na die dood gebeur nie, maar ek dink vir mense is dit van nature iets om vir bang te wees in daai opsig ook. En 'n ander deel hiervan, en ons moet eerlik wees daaroor ook, is dat om jou geliefdes agter te laat of om 'n geliefde te verloor. En ek dink dis ook natuurlik om en normaal om bang te wees as ek doodgaan. Wie gaan dan 'n broer wees vir my broer, of 'n kind wees vir my ma, of 'n pa wees vir my kinders, of 'n vriend wees vir my vriend. Jy weet, hoe ook al jy daaraan kan dink. Maar ek dink die mooi troos wat ons as gelowig het, en ek dink beide my broer en Skalk het dit ook al op 'n manier gesê, is dat die dood nie die einde is vir ons nie, maar is net 'n deurgang na die ewige lewe. En 'n wonderlike deel van daardie ewige lewe is dat ons saam met ons medebroers en susters daar vir altyd verenig gaan wees. Ek dink ek moet wel hierby noem dat wanneer mense dink aan troos oor die dood, dan is hulle geneig om baie klem daarop te lê dat ons gaan mekaar weer sien in die hiernamaals. My man, my vrou, my broer, my vriend gaan hom weer sien in die lewe hierna, of hoe ook al. En dis okay, dis goed, mens moet troos daarin vind.
Dis deel van die wonder van die geloof, maar ek dink die groot troos vir die hiernamaals is nie dat ons geliefdes noodwendig weer kan sien nie, maar dit is dat ons by die Here gaan wees. Dis die ware groot troos. Ek dink dit sluit ook aan by die katekismes, ons siele gaan dadelik om by die Here te wees en met Christus se wederkoms en die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan ons ek dink in Openbaring staan, dan gaan hy by ons tabernakel, hy gaan sy tent onder ons opslaan, gaan teenwoordig wees by ons. En dis die wonder, om sy goedheid, sy genade, sy liefde en sy besondere teenwoordigheid op die manier te ervaar, is die ware troos waarna ons uitsien. Amen. Fergie, jy gee vir my so mooi segue na my volgende vraag toe met jou antwoord wat jy nou vir ons gegee het. Ek wil nou gaan na die gedeelte waar daar staan dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word. Verstaan? Daai gedeelte wil ek nog 'n bietjie fokus, nê? En as ek dit nie mis het nie, gebruik die woord ook die katekismus die woord dat my siel dadelik by Christus sy hoof sal wees, nê? Nou, wat sal julle sê beteken of bedoel die katekismus met daai woord dadelik? Jy weet, want daar is 'n verstaan ook baie keer dat ons in 'n sielslaap ingaan, want die skrif praat ook so dat die dooies slaap, ons noem dit ook die ontslapendes, en daai klas so goeie, so ons praat baie keer van 'n slaaptoestand. Maar die katekismus sê vir ons nou dat ons dadelik by Christus. Wat dink julle is die konnotasie met die woord, of wat bedoel die katekismus deur die woord dadelik te gebruik? Ja, ek dink aangaande die definisie slaap, ek dink ons eufemismes, ons versagtende taal het daar 'n bietjie meer 'n impak in ons verstaan gehad van die dood is wat ons noodwendig sou wou bely en sê en erken. Dat die skrif gebruik ook daardie versagtende taal, maar dit is nie dis wat dit is, dis versagtende taal. Dis nie dat ons werklik gaan lê in die graf en gaan slaap nie. Dit is nie wat gebeur met ons siele nie. Ons liggaam gaan graf toe en lê in 'n kus en dit lyk dalk asof ons slaap. Maar ons siel gaan God toe en die skrif openbaar dit baie duidelik aan ons. En daarom is die idee dat 'n vage vuur daar bestaan is ook dan uit die kwessie uit. Dat ons gaan na die paradys toe. Dit gaan nie eers na die vage vuur toe as 'n middeltoestand wat ons nou eers al die sondes wat ons moet weg laat brand of 'n tyd daar moet spandeer om meer heilig te word sodat ons paradys toe kan gaan en by God kan wees. Ons gaan direk na die Vader. So ek dink in daardie opsig is dit belangrik om te sien dat ons taal wel belangrik is, dat en om te verstaan, dit is versagtende taal. Dit is nie dat dit enige indikasie is van 'n spesifieke toestand van ons siele nie. Ja, ek dink die apostel Paulus sê in Filippense 1, om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is my wins. Watter een sal ek doen? Ek parafraseer nou hierna so 'n bietjie. Hy sê iets in die lyn van, want my grootste verlange is om heen te gaan en om by Christus te wees, maar ek weet dit is verre weg ek dink vir julle die beste dat ek hier agter bly. Ek parafraseer nou rof, maar daarin sien ons eerstens, ek dink Paulus se ingesteldheid teenoor hierdie en juist dit dat ons siele na Christus toe gaan dadelik hierna. So Paulus sê dat hy weet dis waarheen sy siel gaan en daarom is dit sy verlange om heen te gaan en by sy Here te wees. Dit is vir hom verre weg die beste. Om te sterwe is vir hom wins, sê hy. 'n Vage vuur klink nie vir my na wins nie. Dit klink vir my na nog 'n bietjie straf eers, jy weet, vir ou laas. Maar hy sê om te lewe is vir hom Christus. Die Here hou ons hier so lank soos wat hy ons hier hou met 'n doel en met 'n plan. En dis ook wonderlik.
Want ek kan dink dat deel van hierdie gesprek kan wees, nou as ons glo ons gaan na Christus toe as ons doodgaan, hoekom wil ons nie almal net nou dadelik doodgaan nie? Jy weet, dit is dalk 'n bietjie deel daarvan. En dis want ja, ons grootste begeerte is om by Christus te wees. Maar hy het ons hier geplaas met 'n roeping en 'n doel en 'n rede. En daarom moet ons Wedloop is nog nie voltooi nie, as mens dieselfde taal as Paulus mag gebruik. Ekskuus, ja. Nee, dis wonderlik, né? En hoe dit ook vir ons wat in Christus is, 'n enorme troos is dat ons weet dat die oomblik wat my laaste asem, as ons nou daai taal kan gebruik, wanneer ek my laaste asem hier uitblaas, vat ek my eerste asemtuig in die hemel. Jy weet, as ons dit so kan gebruik. Wanneer my oë toe gaan op aarde, dan gaan my oë oop in die hemel en dan is ek daar by Christus. En so ook is dit nie net 'n realiteit vir my en vir julle nie, maar ook vir ons geliefdes wat in Christus is. Jy weet, en hoe hierdie dadelik by Christus die rede is hoekom ons nie soos die heidene treur sonder troos nie, maar dat ons juis 'n troos het. Jy weet, en hoe wonderlik dit is dat die Here vir ons hierdie sekerheid gee in sy skrif en dat ons dit ook saam kan bely dat net alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word. En dan kom ons ook by die tweede gedeelte, né? Waar daar staan, maar ook hierdie selfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek weer my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig word. Nee, nou hierdie vlees, is dit hierdie liggaam? Hoe dink julle lyk hierdie vlees wat die katekismes van praat? Nou, dit is 'n verheerlikte liggaam, so ons almal gaan six-pack sê. Yes. Hierdie groep bande sien val uit daarna. Roy, om jou te antwoord, ek dink dis hierdie liggame, né, wat verheerlik gaan word, soos my broer gesê het. Baie keer wanneer ons dink aan ons redding, dan dink ons beperk daaraan, né? Ons dink dat Christus het net my siel gered. Maar sy redding gaan nog verder en nog dieper as dit. Hy het ook my liggaam gered. En liggaam en siel is gemaak om verenig te wees. Ons is nie gemaak om vir altyd net siele te wees nie. Die Here het ons as prins in die paradys, die mens liggaam en siel gemaak. Dit is en met die nuwe hemel en nuwe aarde gaan dit ook so wees. So wanneer ons dink aan die verlossing wat ons het in Christus, dan is dit nie net vir ons siele nie. Dis vir ons liggame ook. Ja. Skalk, wil jy ietsie bysit? Ja, ek verstaan by wat Frikkie en Pieter gesê het. Ek is ja. Ja, kyk, die six-packs is belangrik, jy weet. Iemand het eendag gesê, mens kan lank spekuleer oor wat 'n verheerlikte liggaam is, maar dis nou nie ter sprake regtig. Net ons weet net alle verganklikheid word weggevat. Ek dink dis wat dit Ja. So wat Frikkie sê is, ons gaan nie dalk six-packs kry nie, maar almal van ons se blesse gaan reg wees. wat die blesheid is verganklik. Wel, luister, 'n bles dui op DNA wat uitmekaar uithaal, op ouer word, dit iets wat weet in mekaar val. Ja, verganklik is. Dus ons kan nou 'n gemeen daarvoor. Ja, nee. So net om jy perspektief te trek. Ons sien in Romeine 8 vers 22 praat die apostel Paulus van die verlossing van ons liggame. En net hierdie vlees wat die katekismes dan ook gebruik en ook die taal van Romeine 8 sien ons dat God gooi nie die skepping weg nie. Verstaan? Alhoewel hierdie skepping gebroken is en deur een mens vervloek is, gaan dit wel weer ook word dit weer deur een mens herstel en dit gaan herstel word in die finale tyd. Dis hoekom ons ook praat van, jy weet, verheerlikte liggame, 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel en daai klas van goeders, verstaan, is dat
God dinge terugvat, half terug na die skepping of na die paradys toe, verstaan? En dat God dan ook fisies tussen ons gaan wandel en ons gaan dan in hom ook wandel. Nee, hoe wonderlik is dit nie? Ek meen, kyk, die evangelie is basies opgesluit in hierdie vrae en antwoorde wat ons hanteer, jy weet. 'n mens hoef daarom nie ver te gaan lees of te diep te delf in ons katekismes om dit te ontgin nie, né? So Die ware goeie nuus, né? ware goeie nuus. Die redding van alles, die siel en die liggaam. Ja, dit is wonderlik. Hoe nou 'n vraag nog steeds oor die liggaam, né? En dit is ook ietsie wat ek al mee geworstel het en wat ek ook al teëgekom het wat iemand my gevra het. Met hierdie verstaan van, jy weet, die verheerlikte liggaam en daai klas van goeters, hoe moet dit ons siening van siekte en dan ook so die liggaamlike dood, hoe pas dit in ons raamwerk, dink julle, as Christene, ons verstaan van, jy weet, liggaamlike gebreklikhede, daai klas van goeters, in hierdie katekismes se verstaan ook en praat daarvan. Ek het gister nie, Sondag, uit Romeine 8 vers 18 tot 30 gepreek. Met daar staan daar so dat die hele skepping sug. Die hele skepping is onderwerpe aan nietigheid. En ons sug saam met hulle. So daardie stuk maak dit, en hulle sê dit sug, nie uit hulself uit nie, maar terwille aan die een wat dit onderwerp het. So ons kan aflei dat dit beteken dat die skepping is gebroken. Dit is gebroken deur die sonde. En met die sondeval het God die skepping aan die gevolge van die sonde onderwerp of dit aan dit laat lei. Dis siekte, gebrokenheid en alles is omdat die sonde alles aan verganklikheid onderwerp het. Ek het bietjie uitgesny, sê ek nie die begin van die vraag gehoor nie, maar ek het die res aangeneem. Ja, siekte kan van in daardie opsig as deel van die dussels en die dorings so daar as vloek oor Adam gespreek word. Dat Die muskiete. die muskiete, daardie pyn wat wat deur die sonde in die skepping in eintlik syfer. As ons nou daardie beeld kan gebruik. Dat dit deel is daarvan. Ek's bly op dat in hierdie video reeks of op hierdie potgooi kom ons by die ware en drukkende vraag uit, soos of is muskiete deel van die sondeval of nie? Ek dink ja, maar dit ekskuus om 'n bietjie ernstiger te word. Ja, die siekte wat ons waarneem, hanteer ons eie liggame wat ons voel al hoe meer en meer verganklik word. Dit alles wys vir ons daarop dat dis 'n gevolg van die sonde en die sondeval. Dit herinner ons daaraan dat hierdie is nie hoe die Here dit geskep het nie. Hy het alles goed geskep en hierdie sonde van die mens het dit sleg geword. Ja. Nee, dat ons Ekskuus. Nee, ek wil dalk net so 'n bietjie byvoeg. Dis baie selde dat ek my biologie graad kan gebruik. Maar interessante ding oor muskiete natuurlik en ek sal nou wys hoekom dit terugtrek na die oorhoofse tema. Maar die mannetjie muskiet eet eintlik net plantsap, wanneer dis die wyfie muskiet wat die bloedseiers is en die malaria dra. So nee, ek weet waarna jy dink, Roy, dit is nie Adam en Eva nie. Wat ek eintlik daarmee wil sê is, ons sien eintlik hoe 'n muskiet oorspronklik dalk net sou geleef het op plantmateriaal nie. En hoe die sondeval eintlik dit so verwrong het dat dit eintlik nou 'n muskiet 'n wyfie muskiet nou eintlik bloed moet drink, nee, om te oorleef en die bloed is ook nodig vir allerlei biologiese funksies. So maar mens sien hoe die sondeval eintlik die skepping verwronge in daardie opsig, dat deur die sondeval word alles wat eens goeds was, selfs muskiet, nee. Wat deel is van hoe die Here die aarde geskaap het, dat selfs dit verwrong word
na iets wat ons eintlik as ons hoor, veral as ons dit hulle in die aand hoor, dan wil ons vloek en kwaad raak. Want hulle hou ons wakker en hulle byt en hulle juk ons. So ons sien hoe dit alles eintlik verdraai word deur die sondeval. Interessant. Ek moet Sure. vergeet soms jy 2 grade. Ja, mense doen, ek was so biologie, maar nietemin. So dan my laaste vraag aan julle sal wees, wat beteken dit dat ons in Christus en aan Christus verenig sal word en aan sy heerlike liggaam gelykvormig sal word, né? Wat dink julle is daai implikasies? Want ek wil ook hê ons moet miskien ook dink aan die kerk as liggaam van Christus. Wat beteken dit ook in hierdie konteks? Ja, ek gaan dalk nie 'n vraag so direk antwoord nie, maar net dalk 'n deel daarvan. Ek weet daarom dat my broer sal bykom. Ek het vroeër gesê dat die groot ding waarna ons uitsien in die lewe hierna is nie om ons geliefdes weer te sien, ons sien daarna ook uit, maar die groot ding is om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Maar ons moet noem dat wanneer ons in die hiernamaals by die Here is, gaan alles wat die sonde kom vernietig het, gaan reggemaak word. Dit beteken dat die skeiding wat daar is tussen mens en God, gaan volkome weggevat word. Christus het dit klaar bewerk, en dit gaan finaal tot uitwerking kom in die nuwe hemel en die nuwe aarde. So daar gaan geen skeiding tussen God en mens wees nie. Maar 'n ander ding wat ingekom het as gevolg van die sondeval is die skeiding tussen mens en mens. En dit gaan ook heeltemal weggevat word. So alles wat verhoed dat jy in die absolute ideale en perfekte verhouding met jou broers en susters in die geloof kan lewe, dit gaan weggevat word. So ons gaan waarlik volkome een liggaam wees, onder een hoof, en dis Christus. So dis eintlik interessant. Ons weet mens gaan nie meer getroud wees in die hemel. Dis eintlik iets om aan te dink ook wat hierby aansluit. Maar ek is die mees op hierdie aarde en hierdie sondige natuur wat ons nou van deel is ek die meeste een met my vrou. Maar in die hemel gaan ons nie meer getroud wees nie. Want daardie eenheid wat ek met haar gaan ervaar, gaan beter wees as die eenheid wat ek nou met haar ervaar. Daar is geen skeiding meer nie. En die eenheid wat ons met mekaar as liggaam van Christus gaan ervaar, gaan beter wees as enige eenheid wat jy hier op aarde met iemand kan ervaar. En dis alles gewortel in ons eenheid met Christus, soos hy gesê, in en deur Christus. So die volkome verenigde liggaam met die hoof Christus, ja. Yes, dit Pieter, wil jy iets sê? En ek wil net sê dat die Bybel erken dat die kerk is nou gebroken. Dit is waar die gelykenis van die koring en die onkruid vandaan kom. Die gelykenis van die vis in die net, weet dat die goeie en die slegte vis vir die strand skei. Dit erken dat die kerk moet ook heel gemaak word in daai gelykenisse van Christus. Maar dit groei saam, die koring en onkruid groei saam tot Christus kom. Die visse saam in die net tot Christus kom. Ja. Ja, dis opvallend dat Openbaring sê daar gaan geen tempel meer wees nie. Ons gaan nie meer kerk toe gaan nie, want soos ons nou reeds hier eintlik nie kerk toe gaan nie, maar kerk is, daar gaan ons volkome kerk wees. So daar gaan nie meer 'n tempel wees om heen te gaan, of 'n kerk en meer wees om heen te gaan nie, want ons gaan altyd volkome kerk wees. Dan sê ons baie dankie vir al ons luisteraars wat ingeskakel het. Baie dankie dat jy geluister het vandag, veral na my baie lang stem en al die lekker dinge en ons hoop dat jy troos sal vind saam met ons, soos wat ons ook in hierdie katekismes ingedelf het. En dan bid ons vir julle die seën van die Here toe en dan sien ons julle volgende keer. Totsiens.